Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend hier saam met ons in die erediens. Ek hoop dat dit vir ons almal 'n wonderlike geleentheid gaan wees en 'n goeie ervaring. Ek wil vinnig net stil staan. Kom ek net eers die nuus wat ek hier voorop geskryf het en dan sal ek die ander goed hanteer. Ek het so een of twee keer al vir julle gesê van
Egbert Greer wat baie siek was. Egbert is Vrydagmiddag oorlede. So ons dink aan Annelies en die kinders met hulle verlies. Hulle het hom donderdag Pretoria toe gebring, so hy is hier oorlede. Maar sy kinders van Amerika en van oral was hier gewees, waarvoor ons baie dankbaar is. Goed, en dan sal julle ook sien dat Henry gevra het dat enigiemand wat 'n musikale instrument kan bespeel, moet asseblief hom kontak en ek vra mooi dat ons sommer ons eie orkes hier by mekaar sit en sê daarvan dat ons altyd ander mense ook vra. Ek dink dit is lekker as ons ook ons eie mense kan inspan om dit te doen. Goed, dan is die sisters, Petra, jy lyk goed. Bly nou hier. Nou, jou goeders, Gertie was verlede week hier en dit gaan goed, maar sy het 'n oogoperasie gehad. So, ons hoop dat dit met haar vinnig beter sal gaan. Dan is ons by die verjaarsdag en Monique, sit jy, Monique verjaar vandag. Ek het my papier saamvat, anders vergeet ek weer die res. Monique, ons is nog baie dankbaar, julle is hier met ons en ek hoop is 'n wonderlike verjaarsdag vir jou. Maar julle mag ook kry, net omdat mamma verjaar. Hoe gaan ek nou gesiggie miskyk wat so vir daai emmertjie kyk? Nee? Goed. Ek gaan nou eers net hier kant by Ellen. Ellen, hier is nou net onder my oor. Baie hartlik geluk. Ellen is jaar Dinsdag. Hoop is 'n mooi jaar. Dan gaan ek daai kant toe probeer net eers kyk. Ja. Sonja, sit daar so. Sonja verjaar ook. Jy verjaar. Net sien. Môre. So dit is vir jou ook 'n baie mooi jaar. Baie hartlik geluk. Goed, dan ek gaan ook kyk, Karel sit net hier, Karel verjaar Woensdag. Baie hartlik geluk. Dan ek het nie vermaan nie, hy het gesê vanoggend nie, so ek had verjaar. Ek het slegte nuus vir julle, maar julle tipiese oudste kind en middelste kind, die jongste kind. Ek weet, want my jongste het rooi hare, so ek gaan vir julle pret raak, hoor. Ek is klaar, Etienne. Goed, is daar nog iemand anders, want ek nou nie eers seker, maar ek het iemand gemis nie. Goed, ek vir my, daarom ek vanoggend my werk gedoen gekry. Goed, broers en susters, dan wil ek net op die liturgie sê, môre Engelet, ek kan net vir jou ook sê, en hartlik welkom by ons. Kan ons soos 'n wolsbok al die verse sing asseblief. Ek het al die verse opgesit, want ek besef toe die middelste vers is eintlik die vers waaroor dit gaan, en toe los ek hom uit, so besef ek hom maar net by. So ons sing 3 verse van soos 'n wolsbok, maar die liturgie is daar voor julle, so kom ons word so vir 'n oomblik stil en rustig, en dan gaan ons aan met ons erediens.
Psalm 116 sê vir ons, ek is die dienaar, Here, van my geboorte af is ek die dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil U loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, in die voorhowe van die huis van die Here, binne in jou, Jerusalem. Prys die Here. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras, en al sy vraag soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Broers en susters, ons weet almal dat ons nie naby hierdie opdrag kom nie, om mekaar ongeveins en vurig lief te hê. Ons sukkel daarmee. Kom ons bely dit vanoggend in die woorde van die 247. Ek gaan vra dat ons beide die Afrikaans en die Grieks sing asseblief.
luister hoe Openbaring 5 vers 11 tot 14 vir ons verduidelik, dat hierdie Christus, ons Messias en ons Redder, gaan terugkom. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderling 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag is waardig, om die mag en die rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê Amen, en die ouderling het gekniel en God aanbid. Kom ons bely ons geloof in die drie-enige God vanoggend, broers en susters, in die woorde van Vonk 70. Here ons God, terwyl ons vanoggend so voor U is, Here, wil ons onsself stil maak, klein maak voor U. Wil ons dit wat in ons koppe aangaan en dit wat in ons gebeur het, vir oomblik net eenkant toe sit. En wil ons stil word voor U almag en U grootheid. En wil ons vanoggend, Heer, onsself gereed maak om te ontvang wat U vir ons wil gee. Elke keer, Here, wanneer U met ons besig word, wanneer U met ons praat deur die woord en die Gees, is dit 'n wonderlike geleentheid. Is dit 'n stukkie heilige grond waarop ons met versigtigheid en baie nederig en diep dankbaar moet staan. Dankie, Here, dat ons vanoggend kan besef dat U grootheid word nie aangetas deur wat mense sê en wat mense doen nie. Dat U lof en die heerlikheid nie afhang van mense wat dit verkondig en U aanbid nie. Maar dat U heerlikheid, U ewige mag, U almag en U grootheid kom vanuit U wese, van wie U is. Wie U is wat aan ons bekend gemaak is. En Here, ons kan maar net daarop antwoord. Ons kan maar net probeer om U lof groot te maak. Ons kan vanoggend net stil word, diep dankbaar dat ons 'n geleentheid het om te luister na U woord en te luister na dit wat U vir ons wil sê. Dankie, Here, dat U vir ons nie alleen los nie. Dat U vir ons antwoord op ons vrae en ons vrese en ons bekommernisse. Dat U vir ons lei op die pad wat U gekies het. Dat U lig vir ons beskikbaar maak. Dat U daar is om aan ons deure te klop sodat ons kan antwoord.
sodat ons kan innooi, sodat U ons kan nuut maak, sodat U ons gedagtes kan verander en ons lewens kan verander en vir ons leer wat beteken U genade in ons lewens. Dankie dat ons vanoggend, Here, al die dinge kan verwag en weet, U sal vir ons gee wat ons nodig het. U sal ons troos en ons lei en ons versterk en ons pad verlig. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Voordat ek vanoggend uit die woord kan lees, broers en susters, wil ek so 'n bietjie draaksteek met myself. Weet julle wat kapstokprediking is? Dis wanneer jy iewers 'n gedagte in jou kop het en dan dink jy gaan 'n vers soek wat dit gaan onderstreep. En dan het die woord van die Here 'n manier met ons. Maar het 'n manier met my. Ek dink ek het 'n gedagte in my kop en dan as ek na die woord toe gaan, dan keer die woord alles wat ek gedink het op sy kop en verander dit. En ek het al geleer dat as die woord nie dit met ons doen nie, dan is ons nie op die regte manier besig met die woord nie. Jy dink jy kom na die woord toe en dan is dit die woord wat jou vat en jou verander en jou laat anders dink. So kom ons lees vanoggend 1 Petrus 1 vers 17 tot 25. Daar's 2 opskrifte, losgekoop met die kosbare bloed van Christus en dan weergebore deur die lewende en ewige woord van God. En ons gee hierdie woord kans om met ons te praat. En ons raak stil, ons luister en ons gedagtes word verander. Ek lees vir ons in die 83 vertaling, 1 Petrus 1 vers 17 tot 25. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer en goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem. Maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek het en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en julle hoop op God gerig. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mense soos gras, en al sy pragt soos 'n veldblom. Gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en regtig uit hierdie woord gaan leef. Teen die agtergrond van alles wat in hierdie week gesê is en uitgestuur is op sosiale media en wat ook al die warboel wat in ons wêreld aan die gebeur is. Onthou ek van die towenaar wat vir Petrus hulle probeer omkoop het. Hy het gesien dat dit wat Petrus en die disippels kon doen, is beter as wat hy kon doen. En toe kom hy na hulle toe met hierdie proposisie en hy sê vir hulle, ek gaan julle betaal as julle vir my kan gee wat julle het. En dit het nie vir hom daaroor gegaan dat hy die evangelie wou verkondig en dat hy mense na Christus toe wil lei nie. Hy was bloed eenvoudig bekommerd oor sy beurs. En hy was bang dat hierdie ouens gaan sy kollig steel. Gaan kan vat wat hy het en hy gaan in die verloor kant wees. Soos enige goeie besigheidsman te besluit hy, maar kom ek gaan 'n kompromie hier aan. Kom ek gaan met hulle in 'n vennootskap. Dan kan ek minstens ook deel in dit wat hulle het. En toe het hulle hom weggestuur omdat hy die rede waarom hy hierdie goed wil doen, nie die regte rede was nie, maar tot sy eie voordeel.
So kom ek af op wat Luther geskryf het oor die apostolikum, die apostoliese geloofsbelijdenis, en spesifiek die gedeelte wat hy 'n uitleg gegee het oor wie Christus is vir ons. En hy sê, ek glo dat Jesus Christus, seun van God, van ewig af, God is en waarlik ook mens en my Here. Hy het my met die grootste offer vrygemaak van sonde en dood en die mag van die bose. Hy het dit met sy kosbare bloed gedoen, nie met goud en silwer nie. Ons is sopas, broers en susters, deur Paasfees. Ons is by die 3de Sondag van die opstanding. En Paasfees herinner ons gedurig daaraan, aan hierdie groot offer wat Christus vir ons gedoen het, deurdat hy homself gegee het, sodat ons gered kan word. En dit herinner ons aan die opstanding, wat God se mag in hierdie wêreld kom bewys het. Wat vir ons kom sê het, hierdie God het gered. Hy het sy seun hierdie geveg laat wen, oor die dood en die sonde en die bose, en hy het opgestaan, sodat ons gered kan word. Sodat ons kan getuig van liefde en van hoop. Dat dit die twee goed in ons lewens is, wat alles wat ons is en wat ons doen, moet inspireer. God se genade, God se liefde en die hoop wat hy in ons wêreld inbring. En dat ons volledig daaruit leef. En Petrus definieer vir ons die lewe as liefde en hoop. En Petrus is die boek in die Bybel wat praat oor swaar kry, wat praat oor lyding. En dan by hierdie baie interessante gevolgtrekking kom dat jou lyding moet jou bring by dankbaar wees. Jou lyding moet jou bring daarby dat jy God verheerlik. Jou lyding weerspieël iets van Christus se lyding, en daarom moet jy leef in liefde en in hoop. Christus se liefde wat ons in ons wese ervaar, wat vir ons lewe gee, wat vir ons hoop bring, en wat moet verander hoe ons dink en ons lewe, en hoe ons reageer op dinge in ons wêreld. In die afgelope week het almal van ons met skok en dalk met 'n stukkie weerstand kennis geneem van beelde wat op sosiale media versprei is. Goed wat daaroor gesê is. En dit het 'n mens laat wonder. Hoe kom iemand by so 'n konklusie uit? Hoe kan iemand so verkeerd dink oor die Messias, die redder, God se seun? Hoe kan daar mense in ons wêreld wees wat vandag nog sê dat die Messias nie gekom het nie? En dat dit nog steeds 'n politieke oplossing moet wees en nie God se oplossing. En daarom gaan ons vanoggend stil staan by die betekenis van die Messias in ons lewens. Wat beteken dit vir jou en vir my dat ons die lewende, opgestane Heer bely as ons Messias en ons Heer? Teenoor 'n wêreld waarin daar gesê word dat hy dalk nie volledig die Messias was nie. Dat daar 'n nuwe Messias nodig is wat op 'n ander manier hierdie wêreld van ons in die regte rigting wil stuur. In 'n wêreld waar goud en silwer en mag en geweld die instrumente is waarmee die wêreld beheer wil word. En dan is die vraag, broers en susters, hoe reageer ons daarop? Help dit om kwaad te word? Help dit om aan die stryd te gaan? Help dit om jou voete te stamp en te sê, so praat jy nie oor die Messias, die seun van God nie? En dan kom ons by 1 Petrus.
En dis waar ek sê, waar 'n mens se gedagtes op jou kop gedraai word. Want 1 Petrus gee nie vir ons die antwoorde wat ons graag wil hê nie. Gee nie vir ons die, gaan maar, gaan stamp jou voete, gaan word kwaad, gaan stry oor hierdie waarheid nie. Dis nie wat 1 Petrus ons laat doen nie. 1 Petrus laat 'n mens besef, die oomblik as jy jou eie identiteit, wie jy is, in negatiewe goed gaan moet verklaar, is dit nie reg nie. Jy moet nie jouself gaan verklaar deur te sê, ek is nie deel van daardie groep nie. Ek stem nie saam met daardie nie. Dis nie hoe ons glo nie. Dis nie wat 1 Petrus van ons vra nie. 1 Petrus vra van ons om op dit wat positief is, dit wat jou werklike identiteit in hierdie wêreld is, om daarop te gaan fokus. Om te gaan vra, wie is ons? Waarom is ons hier? Waarmee is ons besig? So moenie begin met dit wat jy nie is nie. Begin met dit wat jy is en leef dit. En 1 Petrus gaan vir ons sê, dit help nie dat jy jou voete gaan stamp en met mense gaan beklei en in rusies betrokke gaan raak oor wat die waarheid is nie. Vir ons is die opdrag om die waarheid te leef. Om positief in hierdie wêreld te gaan sê wie ons is en waarmee God besig is. Want dit is die belangrikste. As ons in negatiewe terme dink, broers en susters, dan wat gaan gebeur? Ons gaan ons onttrek. Ons gaan terugstaan. Ons gaan in 'n omgewing wil gaan bly of wees waar daar nie konflik is nie, waar jy nie die heeltyd bevraagteken word nie. Die monnike het dit gedoen en daardie lewenswyse het nie gewerk nie. Want die Here het nie vir ons gesê, gaan trek saam iewers en sluit julle af van wat buitekant aan die gang is. En is net besig om die hele tyd mekaar hier te ondersteun en mekaar lief te hê en seker te maak almal hier om ons is okay nie. Dis nie die werk van gelowiges nie. Die Here het nie vir die disippels gesê, gaan bly in julle kringetjie en sorg dat julle die waarheid weet het en leef dit nie. Die Here het gesê, gaan uit. Gaan die wêreld in met hierdie waarheid wat julle beleef het. Met hierdie wete wie Christus is en gaan leef dit en gaan vertel dit vir mense. En die Here het nie gesê gaan beklei met mense nie. Gaan wees so ernstig dat hy nie anders kan as om te glo nie. Hy het gesê gaan getuig. Want die oortuig werk. En die veroordeel van dit wat verkeerd is nie ons nie. Dis die Heilige Gees se. Dit is wat die Heilige Gees mee besig sal wees in ons wêreld. Ons kan baie maklik verval in 'n gedagte dat ons wêreld is 'n slegte plek. Is vol boosheid, is vol onwaarhede, is vol mense wat nie verstaan wie God is nie. En in 'n groot mate is dit waar. Daar's baie goed wat ons nie meer kan saam praat en nie meer kan saam dink en nie meer kan saam gaan nie. Maar ons werk is nie om die hele tyd ons vingertjies uit te haal en met almal te beklei wat ons dink verkeerd is nie. Ons werk is om te gaan leef in die naam van die Here. Om vir hulle wat dit wil hoor te sê wie die Messias is, wie God is, waarom ons is wie ons is. As ons in hierdie wêreld ingaan, broers en susters, kan dit nie wees oor ons is ons en hulle is hulle nie. Dis nie hoe die Here die disippels uitgestuur het nie, dis nie hoe hy ons uitstuur nie. Hy stuur ons in hierdie wêreld in om op 'n ander manier te gaan leef en te dink en te vertel en lief te hê en hoop te gee. Sodat mense kan sien daar is iets anders as dit wat hulle so baie hoor. So wil verstaan in hierdie wêreld. Daar's iets anders as goud en silwer en mag en geweld wat aan ons wêreld 'n verandering moet bring. Daar is iets groter en sterker en dit is die liefde van God. 'n God wat homself nie onttrek van hierdie wêreld en al sy boosheid nie. 'n God wat aktief in hierdie wêreld betrokke is.
en sy mense uitstuur met hulle hande en hulle voete en hulle monde om te gaan vertel wat God se visie is. Wat sy verhaal is vir ons. Wat hy sien gebeur in ons wêreld. Vir 1 Petrus is ons identiteit soos volg. Hy sê, ons is kinders van die ewige God. Ons is deel van God en van sy redding en van sy genade en van sy koninkryk. 'n Mens kan verder gaan en sê, ons het 'n broer in Jesus Christus, daarvan het ons vanoggend al gesing. Ons het mekaar as die huisgesin van God reg oor die wêreld. Ons is deel van hierdie positiewe beweging in ons wêreld. En ons maak die fout om te dink, broers en susters, dat daar min van ons is. Daar's baie van ons. En ons moet saam staan en saam praat en saam leef en saam die lig van God uitdra in ons wêreld. Ons vind ons plek, ons identiteit, ons opdrag, ons hede, ons verlede, ons toekoms by God. By die liefde en die hoop en die lewe wat God vir ons gee. Dis wie jy is. Niks anders nie. Daardie identiteit moet ons leef. Dit moet wees wie ek is. Maak nie saak wat die omstandighede is, of dit wat na my kant toe kom, of hoe mense van my verskil, of wat ook al vir my voel asof ek in botsing of in konflik met iets is. Fokus dan op die positiewe. Dan gaan hy aan. En in die 4 opdragte wat hy vir ons gee, en dit is die volgende skyfie daar sy. Daar's 4 opdragte. En dis die manier wat 1 Petrus vir ons wil sê, ons hierdie positiewe identiteit moet gaan uitleef in ons wêreld. En hy sê dit soos volg. Gelowiges moet volkome hoop op genade. Met ander woorde, as jy hierdie wêreld ingaan, dan is jou identiteit, ek is kind van God, gered deur God, deur die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. Wie ek is genade. Ek bou my hele lewe op hierdie genade. Dit kom vanuit die verlede waar Christus ook vir my gesterf het. Dit is my hede, dit is my werklikheid vandag. Maar dit is ook my hoop. Vir 'n toekoms wat God reeds vir ons voorberei het. Op 'n pad waar ons saam met God loop. En waar ons gehoorsaam, nederig en dankbaar saam met God beweeg. En luister na sy stem en nie ander stemme in ons wêreld nie. Dis ons identiteit, broers en susters. Dis wie ons is. Niemand kan dit van jou betwyfel nie. Niemand kan dit van jou wegvat nie. Jy is kind van God en deel van sy koninkryk. En nou sê die eerste opdrag, gaan leef dan hierdie genade. Gaan vertel vir die wêreld daar buite dat hierdie genade is vir elke mens beskikbaar. Dis wat God vir ons wil gee. Dis wat nou ons moet lewe. Dis wat ons moet uitstuur in ons wêreld in. Die tweede een sê ons moet heilig lewe. Nou moet ons hierdie heilig goed en reg verstaan. Heilig beteken nie jy is verhewe bo ander nie. Dis die grootste fout wat Christene in hierdie wêreld kan maak, om te dink ons is verhewe bo ander mense. Ons is nie. Ons weet net dat ons sonder God verlore is. Ons verstaan net dat ons sondig is en dat ons gered moet word en daardie redding kom nie uit onsself nie. Om jouself heilig te verklaar, moet jy baie versigtig wees hoe jy dit bewoord en hoe jy dit leef. Want dit gaan nie daaroor dat jy nie deel is van die wêreld nie, dat jy verhewe is bo die wêreld rondom jou. Dit gaan daaroor dat jy jouself volledig oorgee aan God. En daarom kan sê dat God jou afgesonder het in sy genade.
dat hy jou deel van hom gemaak het. En dis nie iets om op trots te wees of om op te roem uit jouself nie. Dis iets wat jy dankbaar verklaar en wat jy dankbaar gaan leef. En jou antwoord daarop is om gehoorsaam te wees en om nederig te wees en om dankbaar te wees. Nie om jouself verhewe bo ander mense te sien, asof jy moreel, of in jou dade, of in jou woorde, of wat ook al verhewe is, bo ander nie, want dit is ons gewoon nie. Ons is verloste sondaars. As ons nie ons sondigheid verstaan nie, verstaan ons nie wat God se verlossing vir ons beteken nie. En ons moet verwonderd staan oor die feit dat God ons in genade aanneem, dat hy ons deel maak van hom, dat hy ons verlos. Nie kom die belangrike een vir my vanmôre. Ons moet in eerbied teenoor God leef. Hierdie almagtige God, wat hom afbuig na ons toe, wat kom deel word het van ons wêreld, wat kom ly het as gevolg van ons sonde. Vir hierdie God moet ons die grootste eerbied hê. Voor hierdie God moet ons woorde tel. Voor hierdie God moet ons baie nederig staan, want hy laat ons voor hom staan. En ek uit myself het niks om op te roem nie. Ek het niks wat ek na die tafel toe bring, sodat die Here my moet lief hê, en my moet vergewe, en na my moet luister. Die oomblik as ons die grootheid en die almag van hierdie God uit die oog verloor, broers en susters, maak ons van hom iets wat hy nie is nie. Maak ons van hom ons maatjie of ons pel, of iemand wat hier langs jou is wat jy kan manipuleer. En dit is die groot en almagtige God beslis nie. Omdat Jesus mens geword het, omdat hy vir homself vir ons kom gee het, beteken dit nie dat ons nou skielik hom kan maak doen wat ons wil nie. Jesus Christus het gekom en hy die wil van God kom uitleef. Hy het God se plan kom leef. En om vir ons om te dink dat iewers in hierdie gebeure verander iets, sodat ons planne en ons manier van dink en ons visie van die toekoms skielik oorheers, is 'n denkfout. Dis 'n stuk sonde. Nêrens kan ons waag om vir God voor te skryf oor wat hy veronderstel is om te doen. Dan ken ons nie ons plek nie, broers en susters. Ons plek is voor God, in genade, omdat hy ons daar toelaat. En so moet ons leef. En so moet ons oor God praat. Dat sy wil is wat ons lewens stuur. Dat hy wil en nie ons nie. En dat sy grootheid nie aangetast word deur wat ons sê en wat ons doen en wat ons verklaar nie. Maar dat die almagtige drie-enige God vir ons tegelykertyd absoluut heilig, die allerheiligste en genadige Vader, Seun en Heilige Gees sal wees. Dat ons tegelykertyd hierdie teenwoordige God het, maar ook hierdie God wat ver buite wat ons verstaan beweeg en alles in sy hande hou. En daarom, broers en susters, leef ons met 'n heilige ontzag vir hierdie ewige God. En die oomblik as ons hierdie ontzag verloor, is ons besig om te sondig teen die drie-enige God. Die vierde ding wat hy vir ons sê is dat ons mekaar innig en opreg moet lief hê. Hierdie eerbied vir God, hierdie verstaan van wat God wil, lei daartoe dat ons mekaar ook op 'n ander manier sien.
Dat ons na mense kyk en probeer kyk soos wat God hulle sien. As mense wat hy wil lief hê, as mense wat hy wil red, as mense wat hy saam met hom wil neem. Hy dwing hulle nie. Die Heilige Gees kom nie en gryp jou aan jou kraag en sleep jou saam met hom nie. Die Heilige Gees wag totdat jy gewillig saam met hom gaan, na hom luister, lewe soos wat hy vir jou voorskryf. En daarom, broers en susters, moet ons na mekaar kyk as naastes, as medemens, as mense wat vir mekaar kan omgee en lief hê, en God se liefde en God se genade en God se hoop met mekaar kan deel. Dis waarvoor ons in hierdie wêreld is. Dis waarvoor God ons roep en waarom hy ons verander en nuut maak en nuut laat dink. En dit moet ons almal vanoggend erken, is heeltemal anders as wat ons daaroor gedink het. Dat ons op 'n ander manier na ons wêreld en na ons mense en na gebeure kyk. En altyd onthou dat die ewige en heilige God kies om hier betrokke te wees. En dat hy die grense trek aan dit waartoe mense in staat is. En dat hy bepaal waarheen ons op pad is en hoe ons toekoms lyk. Christus se liefde, Christus se heilige oorwinning, Christus se redding, word ons opdrag om dit te gaan uitleef. Ons word sy hande en sy voete wat in hierdie wêreld sy liefde aan mense gaan bedien. En wat gebeur as ek in botsing is met my omgewing? As ek in botsing is met dit wat mense dink, of wat die tydsgees is waarin ons leef, en of daar goed is in hierdie wêreld waarmee ek nie kan saamstem nie, wat vir my voel, hierdie is so teen dit wat ek glo, is so teen dit wat ek verstaan uit die woord. En dan is daar mense hier by my wat anders dink as ek, en wat meer getemper is oor sekere goed. En dit lok by my 'n stuk frustrasie uit, want hoe kan mense dan so dink as ek op hierdie manier verstaan? Teen die agtergrond van alles wat ons vanoggend gehoor het, kom 1 Petrus en hy wil vir ons 'n stukkie raad gee. Hy wil vir elkeen van ons vanoggend sê, broers en susters, dat harde konfrontasie is nooit die antwoord nie. Om op iemand af te storm wat anders dink as jy, of anders leef as jy, en hulle te wil gryp aan die kraag en vir hulle te wil vertel hoe verkeerd hulle is gewoonlik nie die antwoord nie. Dis op hierdie oomblik wat 'n mens moet besef, dat dit nie in ons hande is om iemand se denke, of die tydgees, of gebeure te verander. Dat dit in God se hande is. Nou maar wat is my verantwoordelikheid, as ek so sterk voel oor God en sy waarheid en oor goed wat in hierdie wêreld aan die gebeur is, aan die tydsgees of dinge wat in ons leefwêreld aan die gang is waarmee ons nie kan saamstem nie. Hoe hanteer 'n mens dit? En toe skryf iemand vir my baie mooi ding. Hy sê, ons moet saggies verskil. Nou dis nie gewoonlik in ons aard om saggies te verskil nie. Veral nie as dit goed is waaroor jy ernstig is, of waaroor jy ernstig voel, of wat emosie by jou uitlok nie. Maar dit wil vir ons leer, wanneer ons met goed verskil, wanneer ons met mense verskil, wanneer dit vir ons voel die waarheid word aangetas, dan help dit nie om 'n harde konfrontasie met alles en almal te wees nie. Hy sê, in die genade van God moet ons saggies verskil van die wêreld. En hoekom? Omdat ons verstaan wie ons is. Omdat ons leef vanuit 'n positiewe identiteit en nie 'n negatiewe een. 'n Positiewe identiteit, die feit dat jy God se kind is en dat jy in sy koninkryk leef
en dat jy deel van sy redding is, beteken dat jy seker is oor God en waarmee God besig is, en daarom nie hoef te verdedig nie, maar kan leef en getuig, en vir mense die lig en die pad te kan wys. Ja, en soms bring dit frustrasie. Soms word 'n mens kwaad van, hoekom kan iemand nie sien wat reg voor sy oë is nie? Hoekom sukkel mense so om te snap wat God vir hulle bedoel? Maar dit is nie vir ons, broers en susters, om hulle te oortuig nie. Dit is vir ons om die regte voorbeeld te stel, die regte woorde te gee en te getuig. Om daardie lig te wees wat hulle in hulle lewens nodig het. Gaan leef vanuit wie jy is voor God. En wanneer jy dan teenoor mense staan wat oor ernstige goed van jou verskil, of goed gebeur in hierdie wêreld waarvan jy niks hou nie, moenie begin by dit wat jy nie is nie, en dit wat jy nie van hou nie, en dit wat verkeerd is nie. Gaan begin by dit wat reg is, dit wat goed is, dit wat jy is in Christus. En kyk na die een oorkant jou, die goed rondom jou, deur die oë wat Christus vir jou gee. Kyk daarna in genade, en in liefde, en die hoop wat God vir ons bring. Behou daardie positiewe identiteit. Behou jou mens wees, soos wat Christus wil hê ons moet wees. Gaan getuig, gaan leef, gaan wees dankbaar en nederig, en vertel God se waarheid. Moet dit nie skreeu nie. Moenie daaroor beklei nie. Moenie daaroor kwaad word nie. Daar is niks in hierdie wêreld wat kan opstaan teen God en sy almag en sy werklikheid nie. Ons is nie hier om te beklei sodat mense dit kan verstaan. Ons is hier om sy lig te wees, sy genade te leef, sy liefde uit te dra na ander. Amen. Kom ons sluit ons oë met dankgebed. Here ons God, dankie vir die voorreg dat ons vanoggend hier kan wees, en Here, dat U deur die woord met ons kan besig wees, dat U dit kan uitpak wat ons dink en waaroor ons wonder, en dat U dit kan afskud en dit kan organiseer en ons denke en die rigting waarom ons beweeg kan verander. Here, dankie dat U woord na ons toe kom as 'n stukkie genesing, 'n stukkie heling, as rigtingwyser, as vermaaning, as redding. Dankie Here dat ons kan besef, ons is nie aan onsself of hierdie wêreld uitgelewer nie. Ons is nie uitgelewer aan dit wat mense dink hulle is, of wat mense uit mag en geweld en selfsug doen nie. Ons is nie uitgelewer aan 'n wêreld waarin daar geen hand van God is nie. Maar Here, ons moet die kontoure van hierdie hand wat U in hierdie wêreld het, vir mense kan teken. Ons moet kan uitwys waar U lig skyn en waar daar donker is. Maar ons mag nie bang wees vir die donker nie. Ons mag nie wegkruip omdat ons vrees nie. Ons moet leef in vertroue en geloof. Help ons daarmee, Here. Geef vir ons die geloof wat ons nodig het. Leer ons om U alleen te vertrou. Laat ons vashou aan dit wat U vir ons gee. Dat ons U woord sal glo en vertrou. En dat ons gaan leef in hierdie wêreld sonder voorbehoud, sonder vrees, maar met die waarheid in ons harte dat U leef, dat U regeer en dat U terugkom.
Dankie Here dat ons lewens en ons geliefdes, ons mense, ons gemeenskap aan U kan opdra. En dat ons kan vra Here dat U vir ons sal sorg. Dat U hand oor ons sal bly en dat U vir ons sal seën. Maar meer as dit Here, dat U ook vir ons die toekoms sal oopsluit. Baie dankie dat ons vanoggend ook kan bid vir hulle wat swaar kry, vir hulle wat bekommerd is, vir hulle wat oud en swak geword het, vir ons kleintjies, vir ons babas, vir ouers en grootouers wat saam die pad moet vind vir ons kinders. Here, dat ons kan bid vir hulle wat eensaam is, vir hulle wat U nodig het. Dankie dat ons op daardie manier ook na mekaar kan omsien. En Here, dankie dat U vir ons geleenthede gee. Dat U vir ons plekke aanwys waar ons in U naam 'n verskil kan maak. Gee ons die geloof en die moed en die oortuiging om te gaan wees wat ons reeds is in U. Gee vir ons die woorde, Here. Gee vir ons die regte manier van doen. Leer ons om te onderskei tussen dit wat goed is en dit wat sleg is. Tussen dit wat reg is en dit wat verkeerd is. En Here, gee dat ons dit op 'n saggiese manier sal leef en sal praat en sal doen. Dankie dat ons vanoggend U genade kan ervaar. Here, dat ons verwonderd kan wees oor wie U is en waarmee U besig is. En dat U hoegenaamd U steur aan hierdie mensdom en al sy boosheid. Dankie dat ons hierdie dinge mag bid in U naam. Dat ons U mag groot maak as ons God, ons Vader, as Seun en Heilige Gees. Ons buig voor U, ons aanbid U, ons leef in U naam. Amen. Kom ons sluit af, broers en susters. Sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen.